Goeiedag, baie welkom by Jesus Christus leef in jou. Ek is regtig opgewonde om vandag se boodskap met julle te deel. Ek dink dit is 'n boodskap wat jou gaan vrymaak, jou gaan help om beter te slaap en jou sommer vry van bekommernisse te maak en belangrik, vry te maak om bang te wees om dood te gaan. Daar's werklik baie mense, selfs gelowiges, wat in die Here Jesus Christus glo wat wonder, as ek nou doodgaan, gaan ek dit maak? Of is die kanse dat God vir my gaan sê, maar ek het jou nooit geken nie? Nou ek wil begin deur vir julle 'n storie te vertel. Of noem dit sommer net 'n denkbeeldige prentjie vir jou skets. Ek dink baie van ons het dit al gesien, waar jy sien daar's 'n reddingspoging aan die gang. Ek sê byvoorbeeld iemand het op 'n skip, hy's op 'n groot passasiersskip en die persoon gaan loop buite rond en die see is bietjie onstuimig en daar gebeur iets en daai persoon val oorboord. Hy gaan oorboord en hy val daar in die see. En dis een van daai groot skepe, hy vat lank om te stop, so wat hulle doen is, daar's 'n helikopter en hulle sit daai helikopter gou-gou in die lug, want iemand het dit gelukkig gesien, en nou gaan daai helikopter, en nou gaan kyk hy waar is daai persoon. En hy vlieg so rukkie rond, en daar sien hulle, daar spartel die persoon in die water, besig om dood te gaan. En dan sak die helikopter af, hulle laat die leertjie uitsak, en tot daar by die persoon, laat die persoon die ding kan vaskry, en hulle stuur sommer nog iemand af, wat met een van die huisers afsak, hulle help die persoon, en die persoon omhels hulle, maak hom vas, en hy wys vir die helikopter, jy kan nou opstyg, en daar gaan hy op. Daar word die persoon uit die water gelig, en nou vlieg hy met hom, en hy gaan sit die persoon terug op die skip veilig. Daai persoon is gered. Wat het hy gedoen, of wat het sy gedoen, om uit daai boot, of uit daai see, uit die see te kon uitkom, en veilig op die boot geplaas te word? En dit is wat redding beteken. Jesus het gekom om te soek en te red die wat verlore was. So ek wil vir hierdie boodskap noem, jy word deur genade gered, nie deur werke nie. Die skrifgedeelte wat my lewe regtig radikaal verander het, is Efesiërs 2 van vers 8, waar hy sê, uit genade is julle gered deur die geloof, dis nie uit julleself nie, dis die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ek sien genade, God se genade, sy liefde, sy verlossing. Wat baie belangrik is dat dit is nie iets wat jy verdien nie, dis iets wat jy ontvang. Nie een van ons verdien om gered te word nie. Hoekom? Want ons almal het gesondig en ons almal ontbreek aan die heerlikheid van God. Genade is dus onverdiende guns. Verlossing is 'n gawe, nie 'n beloning nie. As verlossing verdien moes word, dan beteken dit, dan sou dit nie meer 'n gawe of 'n geskenk wees nie. Wanneer jy vir iemand 'n geskenk gee, doen jy dit uit liefde. Nie omdat hulle dit verdien nie, maar omdat jy lief vir hulle is, omdat jy vir hulle omgee. Romeine 3 vers 28 sê, ons neem aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Ek moet dit weer lees. Ons neem aan dat die mens geregverdig word deur geloof sonder die werke van die wet. Jy sien, in die Ou Testament het die mense probeer om die wet te onderhou, maar nie een kon nie.
Dis hoekom daar 'n paaslam was. Daai lam is 1 keer 'n jaar het die hoëpriester in die allerheiligste plek ingegaan en dan het hy 'n versoening vir die sonde gebring en gebid vir daai mense om te vergewe te word. Maar daai offer het nooit sonde weggevat nie. Dit het dit bedek. Dit het eintlik mense net meer bewus gemaak van sonde. Jy sien maar daar's 'n verskil. Jesus is die paaslam. Hy het sonde vir ons geword. Hy het al die sonde van die wêreld op hom geneem en hy is geslag. En nou sê die Bybel in Hebreërs 10, deur daai een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Nie een van ons, nie een mens kan die wet onderhou nie. Dis hoekom jy nie deur die wet geregverdig kan word nie. Maar omdat Jesus die wet vervul het namens ons en hy die prys betaal het vir elkeen van ons wat die wet verbreek het. Dis die enigste rede hoekom ek en jy nou gered kan word. Dis hoekom ons 'n verlosser nodig het. Nie een van ons kan alles die heeltyd reg doen nie. En as jy een van daai wette breek, dan is dit net so goed jy breek almal. En dit klink nou miskien dalk onregverdig, maar dit is hoe dit werk. Neem vandag 'n voorbeeld. Jy kan jou hele lewe niks verkeerd doen nie, 'n voorbeeldige, liefdevolle burger in hierdie land wees. Maar gaan maak een keer iemand dood. Wat is jy dan? 'n moordenaar. Kan daai moordenaar vonnis oor jou, word dit uitgewis? Nee, dit bly vir altyd daar. Want daar's 'n skuldbrief, daar's 'n aanklag teen jou, daar's 'n veroordeling wat plaasgevind het. Maar weet jy wat sê die Bybel, dat die skuldbrief wat teen ons was, met ander woorde, alles wat ons verkeerd gedoen het, daai skuldbrief is teen die kruis vasgenaal. So met ander woorde, toe Jesus sterf, was alles wat ek en jy verkeerd gedoen het, daar opgeskryf. Hier sterf Jesus vir Paul se sondes, vir Piet, vir Sunny, vir Gertruida, vir Christa, vir Marlies, vir Anna, vir elke persoon, Tsepo, maak nie saak wat 'n naam dit is nie, Lee, enige land, enige volk, enige kultuur, elkeen se name was daar, want elkeen het gesondig en die prys is vir elkeen se sonde betaal. Dit maak jou vry. En al wat ons moet doen, is om dit te glo. Hoor wat sê Titus 3 vers 5. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie. Ek wil dit weer lees. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar volgens sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Jou goeie werke kan jou nie red nie. Nie een van ons kan dit verdien nie. Dis net genade. Dis hoekom Jesus op die kruis uitgeroep het. Dit is volbring. Julle wat verlore was, hoef nie verlore te wees nie. Julle wat bang is vir die dood, julle hoef nie meer bang te wees nie. Julle wat siek is, julle hoef nie meer siek te wees nie. Hoekom? Die kruis of die prys vir sonde, die prys vir siektes, die prys vir ongeregtigheid is totaal en al deur Jesus betaal. Nou, hoekom dink julle kan ons nie deur werke gered word nie? Ek dink wat ons moet besef is dat God se standaard volmaaktheid is. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. En nie een van ons kan nie iets verkeerd doen nie. Almal het gesondig. Selfs ons wat nou die Here dien, ons wat al jare lank die pad stap, is daar een dag wat jy absoluut niks verkeerd doen, nie uit ongeloof iets sê nie, nie kwaad word nie. Daar's nie een van ons nie.
Dis hoekom dit genade is. Dis hoekom Jesus die prys vir sonde betaal het. Nie vir die sonde van toe op daai oomblik nie, maar die sonde van jou verlede, die sonde van nou, maar ook vir dit wat jy in die toekoms gaan doen. As jy dit nie glo nie, kan jy byvoorbeeld, en dit gebeur letterlik baie, daar's mense wat so, selfs kinders van God, wat dalk iets verkeerd doen, of iets gebeur, daar gebeur iets dramaties, en hulle word nou vasgevang in sonde, of hulle word ingetrek in iets, wat hulle nie beheer oor het nie. Maar onthou van die skip wat ek gesê het, daai persoon is gered, hy's nou op die skip. Nou op die skip gaan doen hy verkeerde goeders. Die feit dat hy op die skip is, verander nie. Dat hy verkeerde goed doen, ja, dit kan verander. En dit is wat ons moet besef. As God jou gered het, dan het hy jou gered. Daar's niks of niemand wat dit kan verander nie. En dis hoekom ons nou moet groei. Ons moet nou hierdie genade begin besef en dit begin beleef. Want die Bybel sê, en ek dink dit staan in Galasiërs 4, as die erfgenaam 'n kind is, dan verskil hy niks van 'n slaaf nie. Dit beteken, as jy nie werklik besef die oorwinning wat Jesus vir jou behaal het nie, dan gaan jy nie in daai oorwinning leef nie. Hoor wat sê Galasiërs 3, vers 10. Almal wat uit die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskryf, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Een oortreding is genoeg om skuldig te wees. Dis hoekom Jesus die wet vervul het. Dis hoekom ons nie die wet hoef te vervul nie. Dit is hoekom ons moet glo dat hy die wet namens ons vervul het. Want as jy kan glo dat die wet namens jou vervul is, dan kan jy begin glo dat jy regverdig is. Dan kan jy begin glo dat jy verordineer, geroep, regverdig en verheerlik is. Want dis nie werke nie, jy het die geskenk ontvang. En dit is dan belangrik om daai geskenk vas te hou. Onthou, ons word nie gered omdat ons goed genoeg is nie. Ons is gered omdat Jesus dit wat hy gedoen het, goed genoeg was. Ons word gered deur die geregtigheid van Christus. Dit is vir my die kern van die evangelie. Dis 'n groot uitruiling. Ek het my sondige lewe vir hom gegee en hy het daarteen het hy 'n uitruiling gedoen en sy lewe nou vir jou en my gegee. 2 Korintiërs 5:21. Hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons geword, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wanneer God na jou kyk as 'n gelowige, onthou nou Efesiërs 2 vers 10 sê, ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus. As jy gered is, dan plaas God jou in Christus. As hy nou na jou kyk, kyk hy na jou as sy seun. Hy sien jou soos wat hy vir Jesus sien. Hy sien jou soos wat hy vir Christus sien. Hy sien die geregtigheid van sy seun. Romeine 10 vers 4 is baie belangrik. Dit sê, Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Daarom is jy nie meer onder die wet nie, maar onder genade. Jy moet besef dat as jy jouself onder die wet sien en glo dat jy die heeltyd die wet moet onderhou, dan plaas jy jouself onder die vloek van die wet. Jy, in Engels sê dit, you set yourself up for failure. Jy probeer iets doen, iets aanpak wat jy nie kan doen nie. Niemand word deur die wet geregverdig nie, maar alleenlik deur geloof in Jesus Christus. So wat moet ons doen? Hou op om te probeer verdien en begin om te rus in hierdie wete.
Hoor wat sê Hebreërs 4 vers 10. Hy wat in sy rus gegaan het, het self ook van sy werke gerus, soos God rus van syne. Rus beteken nie passiwiteit, nou doen ek niks nie. Rus beteken, nou vertrou ek. Jy werk nie meer of leef nie meer om God se aanvaarding te probeer kry nie. Jy leef nou uit sy aanvaarding in. Jy leef nou met die wete, my Vader is lief vir my. Jy leef nou met die wete dat hy sy wette in jou hart geplaas het. Jy leef nou in die wete dat die Gees van God jou nou lei. Jy weet jy gaan dalk val, maar jy weet jy gaan nie bly staan nie. Jy weet daar gaan storms kom, maar jy weet die storms gaan jou nie onderkry nie. Jy weet jy gaan nou en dan iets verkeerd doen, maar jy weet dat God se liefde groter as dit is. Belangrik, né? Hierdie boodskap wat ons verkondig oor genade, dis nie 'n lisensie om te sondig nie. Dit is juis 'n lisensie om jou vry te maak. Want as jy hierdie genade boodskap verstaan, dan begin jy liefde verstaan. As jy liefde begin verstaan, dan begin jy verstaan dat God jou liefhet. En as jy verstaan dat God jou liefhet, dan begin jy glo dat hy in jou leef. En as jy begin glo dat hy in jou leef, dan begin jy glo dat sy krag in jou is. En as jy glo dat sy krag in jou is, dan begin hierdie krag manifesteer. Dan begin dit wat onheilig is, net verdwyn. Dan begin die begeertes om iets te verkeerd te wil doen. Dit raak net weg, dit val weg, want jy het liefde ontdek. Jy het besef dat ek verdien dit nie. Ek is soos 'n verlore sondaar. Ek was op pad hel toe, maar hier kom 'n Vader en hy red my, hy vergewe my en hy noem my nou sy seun. As jy verstaan hoe vergewe God jou regtig gemaak het, hoe jy regtig vergewe is, dan verloor sonde, hulle hou vas op jou. Onthou, geloof bring verandering. Geloof verander jou altyd. Genade verander jou, want jy word uit duisternis uitgebring in lig in. Jy word uit veroordeling in vryspraak ingebring. En omdat jy glo dat jy vry is, omdat die Bybel sê, as you think in his heart, so easy, soos jy in jou siel bereken, so is jy. So wanneer jy besef dat ek deur genade gered is, nie deur myself nie, maar dit is alleenlik deur wat Jesus gedoen het. Dis wanneer jy vry word. Dis wanneer jy die lewe wat Jesus beloof het, begin beleef. Hoe meer 'n mens vir mense preek, hoe sleg hulle is, en hoe meer hulle dit glo, hoe slegter word hulle optredes. Maar aan die ander kant, hoe meer ons hierdie boodskap van genade, hierdie boodskap van liefde, van vrede verkondig, en hoe meer mense dit verstaan, en God se liefde verstaan, hoe meer gaan ons verandering in hierdie wêreld sien. Die Bybel is baie duidelik, dit sê dat die goedheid, die goedertierendheid van God bring jou tot bekering. Dis nie om vir mense te sê hoe die Here hulle gaan straf nie. Dis om te sê hoe lief God jou het, dat hy bereid was om sy seun Jesus vir jou te gee. Hy het nie Jesus belangriker as jou geag wat 'n sondaar was nie. So as jy daai redding, as jy daai verlossing aanvaar het, dan moet jy laat niemand hier op aarde jou wil vertel dat jy nie hemel toe gaan nie, dat jy nie gered is nie. Want dit gaan nie oor wat die persoon sê nie. Dit gaan nie oor hoe die persoon die Bybel interpreteer nie. Dit gaan oor die voltooide werk van Jesus op die kruis. Dit gaan oor Jesus se woorde. Dit is volbring. Dit gaan oor God se woord wat sê uit genade is jy gered. En dit is wat hierdie evangelie so wonderlik maak. God verander jou van binne af deur die Heilige Gees.
En hy verander jou wanneer jy besef dat jy die geregtigheid van God is. Jy begin verander en in lig wandel wanneer jy besef dat jy lig is. Daar's 'n skrif in Efesiërs 5 vers 8. As jy dit glo, kan dit jou hele lewe verander, hier nou onmiddellik. Dit sê vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Nie vroeër het jy in duisternis gewandel nie, vroeër was julle duisternis. Met ander woorde, dit gaan oor 'n nuwe identiteit. Dit gaan oor 'n nuwe skepsel in Christus. Dit gaan van sondaar na regverdig toe. Dit gaan van ongeloof na geloof toe. Van verdienste na genade toe. Dit gaan oor wat God gedoen het. Filippense 2 vers 13 sê, dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. God werk in jou en deur jou, en jy moet net leer om te begin inval, om te leer om afhanklik te raak, om te leer om te vertrou, om te leer om staat te maak op wat die woord sê, en nie wat jou gevoelens of jou versoekings vir jou wil sê nie. Een van die grootste goed wat ons baie ongelukkig maak en soveel vreugde by ons steel, is ons wat Jesus aangeneem het. En dan wil mense jou kom vertel dat jy nog veroordeel gaan word. Nou ek wil vir jou 'n skrif lees, Romeine 8 vers 1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen, absoluut niks nie. Die duiwel gaan vir jou sê, maar jy's te ver heen. God kan jou nie meer gebruik nie. Kyk wat jy gedoen het. Daar is nie meer genade vir jou nie. Maar dit is 'n leuen. Dit is die grootste leuen wat daar is. En Jesus het dit gedemonstreer deur die gelykenis van die verlore seun. Hy het alles wat hy gehad het weggegooi. Hy het sy geld met hoere gaan deurbring. Hy het losbandig geleef en op die ou einde het hy alles verloor, sy identiteit, alles. Hy het saam met die varke pele geëet. En toe kom daai besef, daar's iets beter. Ek sal teruggaan na my Vader toe. En vir julle wat nog nie vir Jesus ken nie, wil ek jou aanmoedig, maak 'n besluit. Ek gaan terug na waar ek vandaan kom. Ek gaan terug na my Vader toe. Ek gaan nie hierdie lewe van swaar kry en sukkel meer duld nie. Ek weet daar is iets beters. En Jesus sê, as jy na hom toe kom, gaan hy jou nooit wegwys nie. En julle wat hom al reeds aangeneem het, moenie te hard op jouself wees nie. Jy gaan foute maak, maar daar is genade. Jy gaan val, maar jy gaan opstaan. Daar's 'n skrif wat sê dat die werk wat God in jou begin het, sal hy nie ophou totdat dit volmaak is nie. So kom soos jy is vandag. Kom net huis toe. Kom terug na die Vader toe. Vader, dankie dat ons uit genade gered is deur geloof. En ek wil nou vra dat die vrees wat mense vir die dood het, die vrees om te wonder of gaan ek gered word, Vader, dat U dit sal vervang met U liefde, dat mense die liefde van U sal raak sien, dat mense sal besef dat U sal 100 skape los om daai een te gaan soek, en dat ons sal besef dat elkeen van ons daai enetjie was, wat nou gered is, wat nou deur Jesus se wonde genees is, wie se sonde vergewe is, en wie saam opgewek en saam laat sit het in hemelse plekke. Dankie vir die vrymaking in Christus. Dankie dat julle geluister het. Deel hierdie boodskap met ander en moenie toelaat dat mense jou veroordeel nie. Glo in die volmaakte werk van Jesus op die kruis.